met Johannes en ons het gepraat oor die ewige lewe. Nou sê hy in 1 Johannes 5 van vers 11 tot 12, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe, luister, is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. En hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. In die verband wil ek ook vir u lees Johannes 5 vers 24. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. En kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dit is wat Johannes vir ons wil kom sê. Ons het uit die dood uit oorgegaan na die lewe, omdat Christus self die lewe is. Daarom is dit 'n dringende vraag, wat elkeen vir homself moet antwoord. Het ek hierdie lewe? Wat nie maar iets van die lewe is nie, wat nie 'n lewenssubstans is nie, wat nie 'n lewensmoontlikheid is nie, maar wat 'n persoon is. Die Seun van God. Het ek daai lewe? Dit is absoluut van die uiterste belang, dat ons elkeen vir ons hierdie vraag sal antwoord. Here, u weet, ek het u in my lewe, en so het ek die ewige lewe. Ek het u aangeneem. Dis nie van selfsprekend. Ek moet dit self doen. Johannes 3 vers 15 sê, elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar het die ewige lewe. In Johannes 6 vers 40 herhaal hy dit. Elkeen wat in hom glo, het die ewige lewe. Hoe weet ek het die ewige lewe? Hoe kan ek dit kry? Eenvoudig die skrif antwoord dit self, omdat ek in hom glo. Johannes 11 vers 25 en 26 sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Glo jy dit? Is dit nie wonderlik nie? Maar die tweede L, ek het vir u gesê, ons praat oor die ware lewe, die ware lig, die ware liefde. Die tweede L, naamlik die lig. Jesus is God se lig in hierdie donker wêreld. Maar is baie meer. Ek wil dit persoonlik maak. Jesus is God se lig in my donker lewe. Hy is God se lig in my verdonkerde verstand, dat ek hierdie wonderlike goed wat hy vir my gegee het, wat hy vir my voorberei het, die volheid van die hemel, dat ek dit kan verstaan. Hy wil daai donker verstand van my kom verlig, dat ek dit sal sien en aanneem en my eie kom maak. Jesus is God se lig in hierdie donker wêreld vir my. So sê hierdie dierbare woord van God, en ek moet dit glo, ek moet dit aanneem, ek moet daarvan leef. Ek hoef nie self ergens 'n ou liggie te gaan soek nie. Ek hoef nie tevrede te wees met 'n skemerte waar ek moet rondploeter en 'n pad ergens heen moet vind nie. Ek hoef nie tevrede te wees met 'n ou kersie wat deur die wind heen en weer flikker en nie eintlik lig gee nie. Nee, Johannes 1 vers 5 sê, God is lig. En in hom is geen duisternis nie. In hom, in Jesus, was lewe en lig. Het jy dit? Johannes 1 vers 4. In hom, in Jesus, was die lewe en die lewe was die lig. Kan u sien hoe skakel dit in mekaar? En hierdie lig was vir mense daar, is vir jou daar. Lees dit. En verstaan dit. Hierdie lewe en hierdie lig is vir mense daar. Ek hoef dit elke dag, kan ek daarvan leef.
elke dag hoef nie vir my duisternis te bring nie. In Johannes 1 vers 9 staan daar, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in hierdie wêreld. En in Johannes 9 vers 5 kom sê Jesus self vir ons, ek is die lig van die wêreld. Maak dit intiem, maak dit vir jou persoonlik en sê vir jouself, Jesus is my lig. Daarom hoef ek nie in die donkerte rond te tas nie. Daarom hoef ek nie in die rond te ploeter, in die donker te ploeter en te dink, ergens moet ek lig vandaan kry nie. Hy kom staan en hy sê, ek is die lig. En in my lig sien jy die lig. Is dit nie wonderlik nie? Johannes 12 vers 46 sê hy, ek het as lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly. Sal ek dit weer vir u lees? Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Maar luister, Johannes 3 vers 19 tot 21 is daar vir ons 'n besondere vermaaning. Of sal ek sê, is daar rooi ligte wat aanflits in verband met hierdie lig. En ons moet daai rooi ligte raak sien. Vers 19 staan daar, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, dit het mos gebeur. Jesus het mos gekom. En die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. 'n Mens kan dit nie verstaan nie, maar dit is so. Ons ondervind dit tog nie waar nie. Die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig. Kan nie verdra dat God se lig daardie kwaad uitwys nie. En kom nie na die lig nie, sodat sy werke bestraf word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle, luister, in God gedoen is. Is dit so? Is dit so dat dit wat ek doen, my werke, of ek 'n nasiener is, en of ek 'n student is, of ek 'n diakensvrou of 'n ouderlingsvrou is, of bloot net 'n lidmaat is dit so dat dit geopenbaar word, die werke wat ek doen, dat dit in God gedoen is? Dis wat die lig kom doen. Hy kom alles oopmaak, jou hele lewe. Ken jy hom as die lig? In Johannes 8 vers 12 staan daar, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die gesê, ons praat oor 3 L'e, die ware lewe, die ware lig, die ware liefde. Luister wat hy dan sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Johannes 12:46 sê hy, ek het as lig in die wêreld gekom. Wie in my glo, sal nie in duisternis leef nie. Ken u hierdie Jesus as die enige waaragtige lig in jou lewe? As jy net bloot 'n Bybelstudent is, wat gaan lees wat Johannes sê, en jy ken hom nie, jy wandel nie in hierdie lig nie, kan jy maar gerus jou Bybel toemaak. Dit gaan jou niks baat nie, maar soek hom. Soek hierdie lig. Leef van hom. En dan sal jy sien alles verander hy. Dan verstaan jy die woord. Dan weet jy ook dat jou lewenskapitaal kom van hom af alleen, en ek mag elke dag in daardie lig wandel en leef.
Ek wil kom by die derde L, naamlik Jesus wat God se liefde in hierdie wêreld is. In Johannes 2 vers 9 sê hy wat sê dat hy in die lig is, en ek het vir u die vraag gevra, leef julle in die lig? En het u in u hart geantwoord ja? Het jy geantwoord ja? Nou hier is die toets. Luister, hier is die toets. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is in die duisternis tot nou toe. Maar wat sy broer liefhet, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling. Maar hy wat sy broer haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis. En hy weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind. Dis die toets of jy die lewe het. Hierdie liefde, hierdie broederliefde, hierdie naaste liefde, het 'n bron. En ek wil u graag aan daardie bron voorstel, weer eens voorstel, by 'n vernuwing voorstel. En daai bron is Jesus self. Hy is God se liefde in die wêreld. Hy is die som totaal van goddelike liefde in hierdie wêreld, en hy het tot by ons gekom, hy het tot by jou gekom, hy sit langs jou en sê vir jou, my kind, ek is God se liefde in die wêreld vir jou. Dis jou kapitaal. In Johannes 4 vers 7 sê, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore. Het jy dit? Laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Ek voel ek wil vir u iets vertel in hierdie verband. Miskien sal jy onthou dat so 15, 16 jaar, kan langer wees, gelede het Woerenbrand, pastoor Woerenbrand, ons land besoek. Pas nadat hy uitgekom het, hy het so wat 11 jaar eensame opsluiting gehad, omdat hy God se liefde, God se lewe, God se lig in sy lewe ervaar het en dit uitgeleef het. Toe het die kommunisme vir hom opgesluit uit. 11 jaar, dink ek, eensame opsluiting gehad. En toe hy daar uitkom, het hy ons land besoek. En ek onthou dat hy in die Engelse kerk, daar in die middestad, is dit die Wesleyaanse kerk, Presbyteriaanse kerk, ek is nou nie seker van wat nie, maar in die middestad. Daar het hy ons toegespreek of ons 'n boodskap gebring, en ek en my kinders het die dag gegaan om na hom te gaan luister. Pragtige kerk. En die mense het ingekom en die kerk het vol geword, en daar so skuins voor ons was daar nog 2 plekke oop. Toe kom daar 2 Indiërs in. En hulle sien daai leë plekke. En hulle skuif in en hulle gaan sit daar. En die oomblik toe hulle gaan sit, toe staan die mense wat langs hulle sit op en stap uit. Maar met daardie kom Woerenbrand in. Geboe, gebroke, vanweë sy vervolging terwille van die Christus wat hy dien. Hy kon omtrent nie loop nie, sy ou liggaam was werklik gebreek. En hy het so op die preekstoel gaan lê, hy kon nie staan nie. En hy het oor die gehoor gekyk. En hy het hierdie woorde gesê, laat ons mekaar lief hê. En weet u, wat dit vir my beteken het, toe ek dink, hier kom 2 gekleurde kinders van die Here in, hulle kom sit langs 'n blanke, en die blanke staan op, en hulle stap uit. Dis die toets. Dis die toets of ek tyd het, of ek ruimte het, werklik ruimte het, om saam met die kinders van die Here, en ongeag kleur, ongeag afkoms, werklike liefde te gee. Daardie insident van Woerenbrand het vir my in my lewe ontsettend baie beteken, en ek was so bly dat ek die dag my kinders saam gehad het, en ek vir Jan kon sê, Jan, het jy gesien? Het dit vir jou, met jou gepraat, het dit vir jou iets beteken?
Dis asof die Here ingekom het en vir die mense gekyk het en gesê, daar's net een ding. Julle moet mekaar lief hê, met die liefdeskapitaal van Christus self. In Johannes 4 vers 9 sê vir ons, hierin is die liefde geopenbaar, dat God sy seun gestuur het. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar in die eerste instansie, omdat hy ons lief gehad het hy sy seun gestuur tot versoening van ons sonde. Ek laat die skrif maar praat vanmôre. Ek wil maar net die skrif weer eens onder die aandag bring en sê, kyk daarna, luister daarna, druk dit aan jou hart, God praat met jou uit sy eie woord uit. 1 Johannes 4 vers 16 sê, en ons het die liefde wat uit God is leer ken en geglo. En dan kom hy tot hierdie gevolgtrekking, God is liefde. Dis die som totaal. God is liefde. En dan sê, en hy wat in die liefde bly, bly in God. En God in hom. Dit is die diepste betekenis van die wynstok en dat ek ingeënt is in die wynstok. Hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hoe sal ek dit weet? 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Hy het klaar die werk gedoen. En dan kom hy, omdat hy klaar sy lewe afgelê het, en sy liefde so bewys het, dan kom sê hy vir ons, en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Ek wil u tog daarop wys. Ek het aan die begin gesê dat die briewe van Johannes en die evangelie van Johannes is baie nou verbonde. En dis vir my 'n merkwaardige ooreenkoms. 1 Johannes 3 vers 16 en Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. En ek is deel van daai wêreld, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En 1 Johannes 3 vers 16 staan, hieraan het ons die liefde leer ken. Dag die liefde wat Johannes 3 vers 16 van praat, wat die wêreld red, hieraan ons het dit leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ook ons lewe vir ons broers af te lê. Kan ek dan vir u sê, met hierdie fundament, hierdie ware lewe, hierdie Jesus lewe, hierdie ware lig, Jesus lig, hierdie ware liefde, Jesus liefde, het ons die lewenskapitaal om te midde en in hierdie wêreld met sy terreur, met sy broederhaat. En ek het vir u gesê, dit kom so skokgolwe, as ons na die radio luister, as ons na die TV kyk, as ons die koerant oopslaan, dit is so vol daarvan, 'n mens voel jy wil dit toemaak en wegsit, jy wil nie meer hoor nie. Die broederhaat, duisternis, 'n duisternis van sonde, probleme, verwarring. En is daar 'n dag waar daar meer verwarring was as vandag? Wat mense omtrent nie meer weet wat met hulle glo en waar met hulle gaan nie. In hierdie wêreld van moord en doodslag en terreur, dat daar elke dag vir ons 'n kort opsomming gegee word, hoeveel is doodgemaak, hoeveel het nou weer met hulle lewe betaal. Al die aanslag en vervolging, 'n lewe van lyding. Vandag moet jy hoor. Vandag moet ons weet, en dit ook vanmôre weet, dis die moeite werd om hierdie ewige lewe wat Jesus self is, die ewige lig wat Jesus self is, die ewige liefde wat hy is, wat dan vir ons ewigheidswaarde gee, om dit ons eie te maak. Ek moet deur die werking van die Heilige Gees in die lig en deur die lig wandel. Ek moet deur die werking van die Heilige Gees haat met liefde oorwin, en ek kan dit doen, omdat Jesus dit gedoen het.
Nou is die vraag, kan ek die ware lig, die ware lewe, die ware liefde onderskei van die valse? Kan ek die antichrist uitken en hom identifiseer? Johannes waarsku ons dan ook teen die antichriste en valse leraars. Let daarop, dit is in 1 Johannes 2 vers 18 en die volgende verse, in 1 Johannes 4 van 1 tot 6 praat hy van die antichrist en die valse leraars. Let daarop dat dit nie 'n politieke party is nie, dat dit nie 'n ideologiese stelling is nie, maar weer eens, soos ou Petrus, het dit in die kerk gebeur. 1 Johannes 2 vers 18 praat van baie antichriste. En luister, daar staan, hulle het van ons uitgegaan. Hulle was deel van die kerk, hulle was deel van die gemeente, hulle het van ons uitgegaan. Die vraag is dan, wie is die antichrist, of die baie antichriste wat hiervan gepraat word? Die skrif antwoord dit vir ons, 1 Johannes 2 vers 22 en 23 noem hom 'n leenaar. Hy is die loenaar, hy is die bedrieër. Hy loon die Vader en die Seun. Gaan lees dit en u sal sien. Maar in hierdie verband wil ek graag 'n preek wat ek van Jimmy Swaggart gehoor het 'n paar weke gelede. Wie van julle het dit gehoor toe hy hieroor gepraat het? Dit was iets om te hoor. Jimmy Swaggart het vertel dat hulle in Amerika 'n vraelys uitgestuur het na predikante toe. En het julle dit gehoor? In daai vraelys was daar pertinente vrae wat hulle gevra het en hulle moes dit anoniem antwoord. Hulle hoef nie eers te gesê het ek Dominee Vermaak onderskryf het of onderskryf het hom nie. Hulle het dit anoniem geantwoord en die vraag was dit: is die Bybel die woord van God? Vraag 1. Vraag 2 was: glo julle nog in die maagdelike geboorte van Christus deur die Heilige Gees? Vraag 3 was: is die opstanding van Christus 'n werklikheid? En die 4de vraag was daar 'n hel? Is daar 'n duiwel? En die verstommende antwoorde het gekom. Onthou nou, dit is aan 4 of 5 kerkgenootskappe gestuur en predikante moes antwoord. En 46% het gesê, hierdie woord is nie die woord van God nie. 46% het gesê, hulle glo nie in die maagdelike geboorte, dat Christus deur die Heilige Gees verwek is nie. Hulle glo in die opstanding van Christus. En het jy al daaraan gedink, dat as Jesus gebore was, het was 'n wondergeboorte. Hy het na hierdie wêreld toe gekom, hy het by ons kom woning maak. En as hy aan die kruis gesterf het en so vir ons sonde betaal het, as ons dit glo, is dit wonderlik. As hy na die hel gegaan het, in die hel en die sonde en die gevolge van die sonde oorwin het, dis wonderlik nie. Maar weet jy, as hy nie opgestaan het nie, dan het ons niks gehad nie. Dan het hy 'n helde dood gesterf. En daarmee was dit klaar, maar hy het opgestaan. En 46% van predikante het geantwoord, hulle glo nie in die opstanding nie. Hulle glo nie dat daar 'n duiwel is nie, dat daar 'n hel is nie. U stem saam met my, dis verskriklik. Ons wil die vraag vra, Here, waarheen gaan dit? Maar kan jy sien, dis juis wat Petrus en Johannes en Judas daardie tyd al gesien het. Daar's 'n valse klank. Daar's 'n antichrist. En hy maak sy verskyning op die preekstoel. Maar kom ons los Amerika. Kom ons gaan na ons eie Suid-Afrika toe. Is dit nie so dat die preekstoele gebruik word om 'n bevrydingsteologie te verkondig nie? Is dit nie so dat die preekstoel gebruik word om 'n swart teologie te verkondig nie? Weet jy, ek herinner vir my in 76 met daai onluste in Soweto, toe ek nie my werk kon gaan doen het in die kleuterskole nie. Toe het die swart
personeel na my huis toe gekom en op 'n dag het daar 'n swart predikant en sy vrou my kom besoek. En ek sê vir hom, Ruth, hoe gaan dit in Soweto? Hy sê vir my, dit gaan verskriklik. Ek vra vir hom die vraag, Ruthie, wat doen julle as God se gesandte, as leraars? Wat doen julle in hierdie verband in Soweto? Wat is die inhoud van julle preke? Wat sê julle vir daai kinders wat so moord pleeg? En hy het so 'n bietjie reggeskryf op sy stoel en hy sê vir my, juffrou, as juffrou nie die swart teologie verstaan nie, sal juffrou ook nie verstaan wat ek nou gaan sê nie. Sê ek vir my broer, waarvan praat jy? Ek dog daar's een teologie, naamlik dat Jesus gekom het om sondaars te red. Dat is swart teologie. Maar ek sien sy vrou glimlag so onderlands en ek kyk haar so, ek sê, Julia, hoe lyk dit vir my? Jy stem nie saam met jou man nie. Sy sê, nee, vrou. Daar was ook 'n dag toe ek gedink het, swart teologie is die antwoord. Sy sê, want ek het ook gedink, ek word veronreg, ek word vertrap, ek word vervolg, ek word onderdruk, totdat ek Jesus ontmoet het, toe het alles verander. Maar ek vra die vraag, word ons preekstoele nie maar vandag ook nog gebruik vir apartheidsteologie? Wat staan die swart teologie en die bevrydingsteologie vir apartheidsteologie? Vraag maar. Dis 'n vraag wat ek vra en iemand dit antwoord. Word ons preekstoele nie gebruik vir die teologie van die onderdruktes? Sodat daar selfs 'n Kairos dokument na vore gekom het. Ek wil vir julle 'n stukkie lees uit 'n boekie. Hier staan, there is red bears in clergy colours. Die rooi beer in predikantstogas. En hy skryf, ek het dit vry vertaal in Afrikaans. Lenin het vir sy studente gesê, die vrugbaarste bodem vir infiltrasie van marxisme is binne die terrein van die godsdiens. Omdat godsdienstige mense die mees liggelowige van almal is, omdat hulle byna enige iets sal aanvaar, wanneer dit in Bybelse taal en godsdienstige terminologie na hulle gebring word. Ons dink mos nie meer nie. Ons onderskei mos nie meer nie. Solank dit 'n klank van godsdienst het, dan neem ons dit aan. Daarom gebeur dit dat as 'n predikant 'n oggend gepreek het, die een sal uitloop en sê, vanmôre het hy nie die waarheid gepraat nie, en iemand anders sal sê, hy het die dominee nie wonderlik gepreek nie. Die Christelike geloof word veel makliker van die spoor gebring deur die gebruik van Bybelse begrippe, as wat dit met geweld ontwortel word. Is dit nie so as die kommunistiese party kom en sê, ek gaan eenvoudig oorneem, dan gaan ons almal op ons agterpote kom. Dan gaan ons almal sê, nee, ons het nie plek of tyd of ruimte vir julle nie, want julle verwerp Christus en sy verlossing, en daarom kom hulle op 'n subtiele manier. Hulle infiltreer so amper ongemerk, maar hulle is daar. Hy het geskryf, daarom moet die kerke geïnfiltreer word, sodat dit binne, vanuit geleidelik ondergraaf van binne af, moet dit ondergrawe word, deur persone wat veronderstel is, om die kerk in sy mense te lei. Die geestelike krag van Christus se boodskap moet afgewater word. Dit hoef nie eintlik oor Jesus te gaan nie. Dit kan op 'n humanistiese vlak geskied. Dan word die kerk maklik vatbaar vir die ideologie waarvoor ons staan, veral as ons dieselfde woorde as die kerk gebruik. Erken u hierin die duiwel wat soos die lig vir hom kom voordoen?